Kom ons gaan saam lees uit 2 Petrus 3, 2 Petrus 3, vanaf vers 1 tot 16. 2 Petrus 3, vanaf vers 1 tot 16. Terwyl ons die woord van die Here voor ons oophou, kom ons word net eers stil, dan bid ons saam en vra dat die Here ook hierdie ou gedeelte van ons sal kom nuut maak deur sy gees, sodat ons kan hoor wat wil hy nog in 2026 vir elkeen van ons sê. Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde. Ja, Here, waar is 'n God soos U? En wie is 'n God soos U? 'n God wat sy goddelike gestalte prysgegee het, mens geword het, gebore is in 'n stal, in 'n krib, 'n lydingspad geloop het, gesterf het aan die kruis en opgestaan het, sodat ons kan weet, as ons in U glo, sal ons lewe, al het ons ook gesterwe. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U bereid was om U enigste seun aan die kruis vir ons op te offer. Dankie Vader, dat U oog oor elkeen van ons hou. Dankie dat U ons bewaar, behoed en beskerm, nie net vir ons nie, maar ook vir ons kinders, en kleinkinders, ons geliefdes, dat ons kan weet, in God se hande is hulle veilig. Ons wil nie net aan U aanbid as Vader nie, maar ook as Seun, en dankie Jesus, dat U bereid was om hierdie lydingspad te stap, bespot, bespuug, verwerp, doringkroon, spykers deur die hande en die voete, en dit is vir ons, in ons plek het U gehang. Die sonde wat ons gepleeg het, se straf moes U dra, sodat ons kan lewe, al het ons ook gesterwe. Ons wil U nie net as Vader en Seun aanbid nie, maar ook o Heilige Gees, dankie dat U uitgestort is om in ons te woon, om by ons te bly, om ons te lei in waarheid, maar ook om U woord aan ons duidelik te maak. Dankie vir U woord wat deur die eeue heen behoue gebly het, sodat ons elkeen in ons eie taal kan hoor wat U plan vir ons lewe is. Ons weet, Here, nie een van ons het 'n verskoning eendag om te kan sê, maar ek weet nie wat U wil vir my lewe was nie. Dankie dat dit duidelik in Afrikaans in ons Bybels opgeteken staan. En Here, maak nie ons net hoorders van die woord nie, maar maak ons ook daders daarvan. Dit is belangrik, Here, dat ons kerk toe kom om U woord te hoor, maar dis nie al die, Here, die toets daarin kom, dat ons sal uitgaan om dit te gehoorsaam en dit te gaan leef, dat ons hierdie liefde sal leef, wat U vir ons het, ook teenoor ander. Dankie vir hierdie dag, dankie vir die koelheid daar buite, die doutjie wat daar val, ons smag na reën, ons hele omgewing smag na reën, U weet, Here, hoe droog dit is, en ons weet U is die enigste een, U die skepper van hemel en aarde, om wel uitkomste te bring. En ons wil kom bid, Here, dat U op U tyd, die regte tyd, vir ons uitkoms sal gee, en vir ons 'n lekker, sagte, deurdringende reën sal gee, dat ons weer aan U die lof en die dank kan bring, saam met die diere en die plante daar buite en die boere, omdat ons weet, reën kom net van U. Here, ons bid vir ons land en ons volk, ons wil bid, Here, dat hulle wat leiding neem, dat hulle dit sal doen volgens die waardes van U woord. Ja, Here, dat mense sal besef, maar U woord is die enigste waarheid, die lamp vir ons voet en die lig vir ons pad. Ons bid ook, Here, waar ons hoor van al die oorloë op die oomblik ook, daar tussen Amerika, Israel en Iran, en die dinge wat ons ontstem en bekommerd maak, en dit al vir ons lyk het of die Bybel waar is, as al hierdie goed voorspel wat gaan gebeur, hierdie tekens van die tye, dan besef ons, Here, ons leef in genade tyd, en dat ons sal regmaak wat verkeerd is, en dat ons die tyd sal uitkoop, die beste gebruik sal maak van elke geleentheid, omdat ons weet, die tyd loop uit. En nou wil ons vra, Here, dat U dan ook deur hierdie gedeelte met elkeen van ons sal praat. Amen.
Ek gaan nou die gedeelte lees, nou nie in die ou vertaling nie, maar in die boodskap. So dit gaan bietjie anders te klink, dit klink net vir my, is bietjie meer verstaanbaar. So dit gaan nou 'n rukkie wees wat u moet luister net na my. Jy kan dit in die Bybel ook volg, maar dit gaan 'n bietjie anders te klink nou. Dink reg oor die wederkoms. My liewe vriende, julle weet dat dit reeds die tweede brief is wat ek aan julle skryf. Net soos in die vorige brief wil ek hê dat julle nou ook baie mooi moet luister en reg moet dink. Doen die volgende. Luister na alles wat die profete van die Here vir julle sê. En luister ook na die voorskrifte wat ons Here en Verlosser deur julle apostels vir julle gegee het. Onthou, gedurende die laaste dae hier op aarde sal daar spotters op die toneel verskyn. Hulle sal leef net soos hulle wil. Hierdie spul sal ook spottende dinge sê soos, en wanneer gaan die wederkoms nogal plaasvind? Of, ons voorvaders is al dood en begrawe, hulle het hulle dood gewag op die wederkoms, maar net mooi niks het nog verander nie. Alles gaan steeds op dieselfde ou trant aan, net soos dit van die begin af was. Die mense wat sulke goed sê, vergeet ewig lieflik 'n paar belangrike dinge oor God. Hulle vergeet dat God lank terug die hemel en die aarde uit water gemaak het. Hy het dit gedoen deur net 'n woord te sê. En hulle het vergeet ook hoe God daarna die wêreld deur 'n reuse oorstroming vernietig het. Dis dieselfde hemel en aarde waarin ons nou elke dag leef en wat gereed gehou word vir die groot vuur. God moet net 'n woord sê, dan breek die oordeelsdag aan, wanneer hy al die goddelose mense eens en vir altyd sal skuldig bevind en vernietig. God se horlosie werk anders. My liewe vriende, moenie dink dat God van ons mensgemaakte kalenders afhanklik is nie. Dit is glad nie so nie, vir God is een dag net so goed soos 1000 jaar en 1000 jaar net soos een dag. Daarom is hy glad nie laat vir sy afspraak met die wêreld nie. Al dink party spotter so. Die Here stel nie sy belofte uit nie. Hy sal sy woord hou. Op die oomblik is God net geduldig met julle almal. Hy wil nie hê dat sommige mense verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Niemand weet wanneer die Here na ons toe terugkom nie. Maar dit sal onverwags wees. Net so onverwags soos 'n dief wat iewers in 'n huis inbreek. Op daardie dag sal die hemelruim bokant julle in mekaar stort. Die sterre en planete sal tot 'n hoop as verbrand word en die aarde met alles daarop sal vergaan. Julle weet dat al die dinge waarvan ek praat enige oomblik kan plaasvind. Daarom moet julle al hoe meer doen wat God vra. Gryp elke kans aan. Wys dat jy net aan hom behoort. Sien uit na die dag waarop die Here terugkom. Leef so dat God die datum van sy terugkeer sal vervroeg. Leef daardie groot dag nader. Want op daardie dag sal die hemelruim in vlamme verbrand en al die sterre en planete in 'n oomblik wegsmelt. Ons hou met alles in ons vas aan die belofte dat 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde op pad is, presies net soos God beloof het. Daar sal God se wil seëvier. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Leef reg, want die Here is op pad. My liewe broers en susters, omdat julle uitsien na alles wat in God se nuwe wêreld op julle wag, moet julle julle bes doen om so te leef dat julle God se hart altyd bly maak. Daar moenie eers 'n vuil kolletjie sonde in julle lewens te sien wees nie. Sorg dat julle eendag in vrede voor hom kan staan sonder enige skuldige gewetens. Die Here is baie geduldig met ons. Gelukkig, hy gee ons nog 'n kans om ons lewens behoorlik reg te kry. Kom ons gryp dit met albei hande aan. Dit is presies wat Paulus, daardie broer van ons, vir wie ons almal so lief is, ook vir julle geskryf het. In al sy briewe wat oor die wederkoms handel, skryf hy oor hierdie dinge. Nou ja,
Ek moet erken dat sommige van die dinge wat Paulus skryf, moeilik is om te verstaan. Daarom dat daardie dwaase wat nie begryp waar dit alles gaan nie, sy woorde so maklik verdraai. Maar dit is niks vreemd nie, want hulle verdraai die hele Bybel. Daarom wag daar groot moeilikheid op hulle. Ons lees net tot sover, mag die Here ook hierdie gedeelte aan elkeen van ons harte seën. Ons tema vanoggend is, pas op, ek kom weer. Pas op, ek, en dis die Here wat praat nie ek nie, pas op, ek kom weer. Ek wil afskop en vir julle vertel van 'n familie wat met vakansie by hulle strandhuis deurgebring het. En die ouers moes toe, soos baie keer maar gebeur, voor die einde van die skoolvakansie terugkeer om te gaan werk. Hulle besluit toe, so saam met die kinders, maar die kinders kan maar nog aanbly by die see, totdat die vakansie verby is. En toe die ouers vertrek, het hulle gou eers, net voor hulle daar by die strand weggaan, het hulle eers hulle vriende daar by die strand hoort by hulle ingery en aangery om hulle te gaan groet, voor hulle mekaar eers weer oor 'n jaar sou sien, voor hulle weer die lang pad terug huis toe neem. Hulle haak toe, soos mense ook nog maar in die tyd, in vakansietyd, lekker saam kuier met jou mense, hulle haak toe vas by daardie vriende, en op die ou mense sê die manne, kom ons gooi nog ietsie op die vuurtjie, en dit het na 'n aandete geword. Intussen het die kinders hulle vriende uitgenooi, om die aand by hulle in pa en ma se huis te kom kuier, te kom braai, te kom party, om saam te kom oorslaap, want as die kat weg is die muis mos nou baas. En hulle het omtrent baas gewees. Hulle dadelik het hulle in die drankkabinet gespring en die 5 jaar KWV uitgehaal en die coke uitgehaal. Hulle het die sigarette opgesteek wat hulle kon. Hulle het die matrasse voor die televisie ingedra en op die matrasse gelê om TV te kyk en lekker snacks geniet, sommer op die sitkamer stel. Partykeer seker ook gemors 'n bietjie. Hulle het die surround sound hard gesit dat die mense in die straat al die musiek kon hoor, en dis nie sulke musiek waarvan ek en jou nie, daai tech, weet jy, dit is goed wat almal dieselfde klink. Hulle het omtrent geparty. Ja, hierdie kinders het begin leef asof hulle ouers weg is en dat hulle nie sal terugkom huis toe nie. En alles het vrolik by die vakansiehuis gegaan, totdat een van die kinders se oproep van hulle pa gekry het. 'n Pa wat toe vir hulle sê, jammer my kinders, maar ons het vasgehaak hier by oom Gert hulle se huis. Ons het besluit, ons gaan nou maar eers môreoggend vroeg die pad vat. Ons wil maar net vir julle laat weet dat ons sal so teen 11:30 se kant by die huis wees. Ja, wat 'n onverwagse oproep moes dit vir die kinders wees. Hulle kon dit nie glo nie. Hulle was dan nou net hulle paare gegroet, die paare is op pad terug huis toe. Hulle partytjie is dan nou net lekker op dreef. Nou moet ons 'n ander plan maak. Liewe vriende, eerstens, net so waar was daar in Petrus se tyd mense wat nie geglo het dat Jesus gaan terugkom nie. Was daar mense wat nie in die wederkoms van Christus geglo het nie. Hulle het soos vers 3 en vers 4 sê, gespot. Wat het dan van die belofte van die Here se wederkoms geword? Het God dan van plan verander? Is die wederkoms dan uitgestel of dalk afgestel? Hierdie mense se lewens het ook gelyk asof die Here afwesig is. Net soos hierdie kinders se partytjie as die ma en pa nie daar is nie. Ons lees hier van hoe hulle lewe gelyk in vers 3. Hulle was losbandig en wellustige en vleeslike begeertes en beginselloose mense. So hierdie mense lewens het ook gewys dat die Here is weg en het hulle gedink maar die Here kom nie terug nie. Kom ons vra onsself, gebeur dit nie ook nog vandag in 2026 nie? Ook onder ons, ook in my en in jou lewe nie? Is daar nie ook maar vandag baie mense wat leef asof hulle nie glo dat die Here weer terugkom nie?
En indien wel, hoe gee julle mense te kenne deur 'n lewenstyl dat die Here nie kom nie? Op verskillende maniere. Die eerste is, jy ontken die wederkoms van die Here, die feit dat die Here weer gaan kom, en geen invloed, as hy geen invloed in jou lewe het nie. As die Here geen impak op jou lewe het nie. Asof jy miskien leef, asof jou aardse bestaan, my enigste en my ewige tuiste is, asof jy vir altyd sal leef. Ja, asof jy vir altyd hier op aarde sal bly. Jy ontken die feit dat die Here weer sal kom, tweedens ook, as jou lewe net draai om hierdie wêreld en wat jy daaruit kan put, wat jy daaruit kan haal. Dit kan aan die een kant 'n slegte lewe van losbandigheid wees en wellustigheid, soos hierdie mense in Petrus se tyd. Of dit kan ook aan die ander kant wees dat ek met goeie dinge opgaan, eerder as met God se koninkryk. Dat ook die belofte van Jesus se wederkoms geen impak, weinig gerol of 'n invloed in my lewe speel nie. Dit kan goeie dinge wees, soos jou werk waarmee jy besig, waar jy jou uitleef, jou kinders, jou ambisies, jou stokperdjies, jou sport, jou tydverdryf, so daarmee besig is, dat jy nie besef, maar dat die Here op pad is nie, dat hy weer kom nie. Kom ons vra maar vir onsself vanoggend elkeen, watter rol speel die wederkoms van die Here nog in my lewe? Het die wederkoms van Jesus nie maar 'n baie klein, minimale of dalk geen invloed op my manier van lewe het nie? Lyk ons kerk op aarde nie dalk soos hierdie huis nadat die pa en die ma daar weg is nie? Is ons optrede, ons gedrag, ons manier van lewe nie maar dikwels net soos die wêreldling daar buite nie. Daar's geen verskil tussen 'n kind van die Here se lewenstyl en die wêreldling daar buite nie. Tweedens, ons kan ons indink, ek kan jou indink wat gebeur het toe die ouer vir die kind oor die selfoon sê. Toe daai kind daai telefoon hoor en hy sien maar dit kom van pa, en pa sê, ons kom huis toe. Ons gaan vannag nog hier slaap, en ons gaan eers môreoggend vroeg ry. En so kom Petrus vanoggend, en laat lei hy ook vanoggend die selfone in ons lewe, en hy kom sê, soos baie ander skrywers in die Nuwe Testament, luister goed, die kerk van Jesus Christus, luister, die Here kom terug, die Here kom weer. En Petrus doen dit op 3 maniere om hierdie feite beklemtoon. Hy sê eerstens maak Petrus gebruik van onthouwoorde. Wat hy wil hê, my kind, ek wil hê jy moet dit nie vergeet nie. Daar staan vers 1, ek herinner julle. Moenie vergeet nie, die Here kom. Hy sê in vers 3, julle moet veral weet, julle moet dit weet, moenie later van my kom sê, julle het nie geweet die Here gaan weer kom nie. Julle moet weet. In die derde vers 3 staan dit, en vers 8 staan, julle moenie vergeet nie. Moenie so lewe dat julle vergeet dat die lewe weer kom nie. Hy gebruik hier 'n klomp onthouwoorde dat Petrus nie moet vergeet dat die Here weer kom nie. Tweedens beskryf Petrus dat die wederkoms beskryf hy in baie detail, in die kleinste besonderhede. Hy probeer hierdie wederkoms van die Here realisties voorstel. Hy wil hierdie werklikheid van die wederkoms in ons geheue kom inbrand. Luister wat sê hy daar in vers 10. Hy sê op die dag, as die Here kom, sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn. Die hemelliggame sal brand en tot niet gaan. En die aarde met alles wat daarop is, sal vergaan. Vers 12. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. 'n derde ding wat hy hierso kom sê vir hulle is, in hierdie gedeelte, in vers 7 en vers 10 en vers 12 sê hy elke keer, die dag van die Here sal kom. Die dag van die Here sal kom.
Moenie vergeet nie, onthou, die dag, die wederkoms van die Here sal kom. Liewe vriende, ons moet dan hoor wat Petrus dan ook vanoggend met soveel dringendheid aan ons as lesers wil oordra. Die Here kom weer. En Petrus sê dit met soveel oortuiging. Nie net Petrus sê, maar gaan lees maar die Bybel, op ander plekke staan daar ook dat die Here weer gaan kom soos hy opgevaar het met 'n wolk. En Jesus het self ook in sy prediking dit duidelik gemaak dat hy weer sal kom. En die tekens wat die Here gegee het om ons te herinner dat hy weer kom, is reg deur die geskiedenis ook nog vandag daar. Hy sê, wat is die tekens? Oorloë, manne skiet daarbo, gerugte van oorloë, pestsiektes, hongersnood, droogtes, oorstromings. Liewe vriende, jy sal dit nie ontken nie, ons beleef mos hierdie goed vandag. Ons lees dit in die koerante en ons sien dit op televisie. Ons bely mos elke Sondag dat die Here weer sal kom. Sê ons dan nie Sondag hier in die kerk vir mekaar, want die Here sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het nie. Ja, Petrus wil hê daar moet by ons geen twyfel wees dat die Here weer kom nie. Derdens, wat dink julle het gebeur nadat die kinders die oproep van hulle ouers gekry het daardie aand laat? Dat hulle wel gaan terugkom huis toe en weer daar kan kom slaap. Ek kan my net indink, ek sien al hoe skarrel daai klomp kinders rond. Hulle het dadelik begin skoonmaak en opruim, alles op die regte plek skuif, die leë bottels in die drom gooi en die asbakkies uitgooi en die meubels weer reg skuif en die skottelgoed was, die kombuisvloer mop, ag noem maar op. Dat hulle alles sou wil doen om gereed te wees vir as ma en pa by die huis sal instap. Liewe vriende, hulle het gereed gemaak vir die koms van hulle ouers. Ja, die feit dat die Here weer kom, terugkom, behoort ook 'n invloed te hê op ons gedrag, op ons manier hoe op ons lewe. Die feit dat die Here kom, behoort ook te maak dat ons anders lewe, omdat ons bewus is dat die Here kom, soos hy sê, wanneer? Soos 'n dief in die nag. En wanneer kom 'n dief? As dit onverwags, skielik, wanneer jy baie keer nie daarop voorberei is nie. Die Here sê, ons behoort te maak met ons lewens wat gereed is vir die koms van die Here. En dat ons lewens in orde sal wees wanneer ons hom gaan ontmoet. En hoe kan ons dit doen? Hoe kan ek en jy hier sit vanmôre nie bang wees vir die wederkoms van die Here? Die wederkoms van die Here kan kom wanneer hy op die wolke kom. Dit kan wees wanneer daar wêreldoorlog uitbreek. Dit kan wees wanneer ek die Here ontmoet in 'n ongeluk of in 'n hartstilstand of wat ook al. Dan kom die Here ook mos maar weer vir my haal. Nou sê Paulus, wat kan ons doen? Ons moet 2 dinge mee besig wees totdat daai dag aanbreek. En die eerste manier is dat ons moet kennis neem dat die feit dat die Here nog nie gekom het nie is omdat God sy beloftes nie nakom nie, maar omdat God lankmoedig en geduldig met elkeen van ons se lewe is. En dan staan daardie belangrike woorde in vers 9, hy wil nie hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer, vers 9. Vers 15, beskou die geduld wat die Here met ons het, dat hy nog nie gekom het nie, as 'n geleentheid om gered te word. Sien nie, die feit dat die Here nog nie gekom het nie, is genadetyd. Genadetyd vir die mens is tyd, sê hy hierso, om tot bekering te kom. Dit is 'n geleentheid vir mense om God te vind voor dit te laat is. Ja, ons as gelowiges het tyd nou nog oor tot ons beskikking waarin ons mense wat die Here nog nie ken nie, en ek ken hulle, is dalk familie, is dalk mense in die straat,
dat ons tyd is nou om hulle tot inkeer te roep. Die evangelie moet verkondig, die verlossingsboodskap van Christus aan 'n verlore wêreld moet uitdra. Ja, ons as kerk, as gemeente moet bly aanhou die boodskap van verlossing verkondig. Sendingwerk doen, getuig, liefde leef, sodat die wêreld kan sien wie is koning in ons lewens. Die tyd is min. Die tyd is besig dalk om uit te loop. Moenie uitstel nie. Maak jou saak nou met God reg. Amos het ook so gesê vir sy volk, maak jou klaar om jou God te ontmoet. 'n tweede manier waarop ons die wederkoms in ons lewens behoort, hoe dit ons lewens moet raak is in vers 11 en vers 14, 'n tweede manier wat ons kan doen. Hy sê daar, julle moet toegewyd en vroom lewe, vers 11. Julle moet vlekkeloos, onberispelik en in vrede met God lewe, vers 14. Sien nie, die tyd waarin ons leef, die genadetyd, is nie 'n tyd om in selfsug en gerief my eie ou koninkrykie te bou en net me, I, myself nie, my eie potjie alleen te krap nie. Die genadetyd waarin jy en ek nou leef, is nie die tyd wat ek soos die goddeloses ook in wellus en losbandigheid moet deurbring nie. Die genadetyd waarin ek en jy leef, is nie die tyd waarin ek en jy arms gevou op die wederkoms sit en wag nie. Sien julle? Buiten dat die tyd tot voor die wederkoms van die Here 'n tyd is wat hy vir ons gee om mense tot bekering te roep, is dit ook die tyd nou waarin ons as gelowiges, soos hy sê, geroep word om godvrugtig te lewe, toegewyd aan die Here te lewe, en onberispelik te lewe. Ja, ons moet eintlik hier vanoggend by die kerk uitstap en by die erediens uitstap om godvrugtig, toegewyd, voorbeeldig te lewe in afhanklikheid elke dag van die Here. Ek sluit. Ek dink toe, kom ons sê, toe die ouers daardie aand by die strandhuis opgedaag het, glo ek was alles ordelik, was alles mooi terug op hulle plek, en was die kinders gereed vir die ouers se terugkoms. My gebed is, as die Here kom, mag die Here as hy weer kom, ons besig vind om eerstens, soos hy hier gesê het, die boodskap van verlossing te verkondig van so baie mense wat hom nie ken nie of nie wil ken nie. En dat hy ons besig sal kry om godvrugtig, soos hy daar sê, toegewyd aan hom te lewe. Die Here kom sê vanmôre maar net, pas op, ek kom weer terug. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U ons kom herinner en kom waarsku, ons wat lewe, of ons altyd sal lewe, dat daar 'n dag sal kom wat ons U moet ontmoet, of dit nou met ons dood is, of met watter manier dit ook al is, of met U wederkoms. En daarom is elke dag, elke oomblik, genade oomblikke. Tyd tot ons beskikking wat ons nog kan regmaak. Die dinge kan aflê wat tussen ons en U staan. Here, elkeen van ons weet dit in ons eie lewe waarmee ons worstel. Ons wil bid, Here, dat U deur U Gees en deur U opstandingskrag tot ons beskikking sal wees om gereed te wees vir U koms. Here, daarom bid ons nou saam met teen Jordaan die gebed wanneer ons sê, Here, dat U ons sal bewaar van afdraaipaadjies.